week 12 tot 21 Mei, aan Sy Besuidenhout se eervolle vermelding prosa stuk. My sussie, geskryf deur Shalie van der Merwe. Ek was 16 jaar oud, toe ons my sussie aangeneem het. Sy was 14 jaar oud, en my ouers het gesê, sy verdien om ook weer liefgehet te word. Sy het eintlik 'n tragiese verlede gehad. Op die ouderdom van 8 het 'n goeie Samaritaan haar tussen die dokke gevind in die Kaap. Sy was verwaarloos en stoksiel alleen. Daar was verlang gesoek na enige familie, of slegs iemand wat haar moontlik net geken het. Maar niemand het ooit tevore gekom nie. Dit is toe hoe sy in die sisteem geplaas was. Haar naam was Mila, en ek moet sê, dat ek was uit my sokkies uit om 'n nuwe sussie te kon hê. Alhoewel ek reeds een sussie gehad het, was ons ouderdomsverskil redelik groot. Sy was slegs 10 jaar oud en het nog pop gespeel, terwyl ek myself alreeds met sosiale media begin besig gehou het. My boetie was weer net 'n paar maande ouer as ek, en ons het goed oor die weg gekom. Maar so het Ben, ook maar soos normaal, die ego van 'n regte tienerseun gehad. Lila, my kleinsus, wou natuurlik elke aand gehad het dat Mila langs haar moes slaap. Sy het haar meer as 'n maatjie gesien, eerder as 'n sussie. My boetie het haar heel eerste laat lag. Hy was die tipe persoon wat geglo het dat sjokolademelk enige hartseer kon beter maak. Vir 'n rukkie, na 'n paar weke se aanpassing, het ons vir 'n tydperk werklik begin voel soos 'n ware gesin. Maar stadig het dinge begin verander, asof dit te goed was om waar te wees. En vir een of ander rede, voel dit steeds of ek die enigste een is wie dit kon agterkom. Mila het vreeslik begin lieg. Sy sou aantuigings maak dat Lila haar persoonlike items gebreek het. Sy het gesê dat Ben haar slaan en knyp wanneer niemand kyk. En sy was konstant oortuig dat ek besig was om agter haar rug te praat. My ouers het bly sê dat sy net nog besig was om aan te pas. Maar binne my het ek 'n groot gevoel gehad dat iets was verkeerd. So die aand tot aangebreek wat alles verander het. My ouers het gaan uit eet vir hulle huweliksherdenking en al 4 van ons kinders was alleen by die huis. Ek was rustig besig om te leer vir my wiskunde-eksamen in my kamer, toe ek hoor hoe Lila gil. Dit was nie net 'n speelgil nie, dit was die gil wat ek gevoel sny het tussen my ribbes. Ek het kombuis toe gehardloop agter die klank aan, en dis toe ek sien hoe Mila met 'n skerp mes in haar hand staan, soos daar sweet by haar gesig afdrup. En op die vloer, Ben, leweloos, in 'n poel van rooi. Ek kan steeds nie daaroor praat, sonder om 'n nare gevoel in my maag te kry nie. Ek het saggies gefluister. Mila? Sy het stiptelik in my oë gestaar, koud en leeg. Nou sal ek seker maak, julle sien my raak, het sy emosieloos gesê. Ek het ophou dink in daardie oomblik, en reguit tot by Lila gehardloop. Mila het begin gil so hard, dat dit geklink het soos syne wat in my ore fluit. Alles daarna voel so stukkende glas in my kop. Ek kan niks voluit onthou nie. Die polisie het later die motief geklassifiseer as jaloesie, en die sielkundige het genoem dat Mila 'n scarcity mindset gehad het. Asof sy alles sou verloor, omrede alle aandag nie slegs op haar was nie,
en sy ook nooit gewoond was aan soveel liefde en omgee nie. Lila het later daardie aand in die ambulans gesterf. Ek het oorleef, slegs omdat ek 'n besluit gemaak het om weg te kruip. As ek sou terugbeklei, sou ek moontlik ook daardie aand 'n lewe geneem het, of een verloor het. Die ergste deel van alles is, dat ek soms nog vir Mila mis. Nie die weergawe van daardie aand nie, maar die Mila, wie onskuldig met my begin oopmaak het, oor nuwe kerels en vriendinne. Mense verstaan nie altyd hoe ingewikkeld trauma kan wees nie. Hulle verstaan nie dat haat nie altyd liefde uitvee nie. Ek is nou 18, die enigste oorlewende biologiese kind. En elke winteraand, wanneer die huis stil raak, hoor ek steeds daardie fluistering in my kop. Nou sal ek seker maak dat julle sien my raak. Voorgeles en saamgestel deur Christa Diedriks.